baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Galasië 6 vers 2 staan hierdie bekende woorde: dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Kom ons praat 'n bietjie oor beleggings. Nou, mense hoor so in die wandelgange van die lewe baie gesprekke oor beleggings en hoe belangrik beleggings is. Mense hoor van die belangrikheid van goeie beleggings. En dan hoor jy ook die hartseer stories van swak beleggings. Nou, al hierdie gesprekke gaan gewoonlik oor finansies. Maar mag ek vra, kan ons vandag 'n bietjie gesels oor beleggings, maar nie finansiële beleggings nie, verhoudingsbeleggings. Ja, so ek wil vir jou vra en ek wil vir my vra, hoe lyk my belegging in my naaste mense, in my hartsmense? Hoe lyk daai beleggings? Volgens Statistiek Suid-Afrika het die egskeidingskoers van 2023 na 2022 na 2023 met 10,1% gestyg. En die vraag is natuurlik hoekom. Nou, ek dink ons sal dadelik vir mekaar kan sê dit is 'n komplekse saak, daar gaan klomp redes wees. Maar ek het sommer net so by myself gewonder, is een van die redes nie omdat ons swak verhoudingsbeleggings maak nie. Ja, die lewe tap geweldig baie uit ons uit. Dit voel asof die lewe vir ons half dreineer, ons energie, ons fokus, ons omgee, alles moet ingaan in bestaan en voortbestaan en oorlewing. Dat ons baie keer wanneer ons in die ruimte van ons hartsmense is, nie meer veel het om te gee nie. Dat ons niks meer het om te belê in hierdie beleggings nie. Ek weet of dit nie een van die redes is vir die hoë egskeidingssyfers nie. Nou, dis nie 'n wetenskaplike navorsing nie, maar dis som net 'n wonder. Die ironie egter is dat ons hartsmense en ons naaste verhoudings is baie keer die veilige ruimtes waarbinne ons leef, waarbinne ons batterye herlaai, waarbinne ons weer gekoester en veilig voel, waar ons weer kan mens wees, waar ons nie heeltyd hierdie voorgee hoef te wees nie, maar net kan wees. En is in hierdie ruimtes wat ons eintlik so nodig het, wat ons baie keer afskeep wanneer ons dink oor beleggings. Daarom wil ek vir ons almal in hierdie tyd aanmoedig. Sê, belê in jou hartsverhoudings, in jou hartsmense, belê in jou kinders, jou kleinkinders. Spandeer 'n bietjie tyd, gee 'n bietjie aandag. Maak tyd. Jou lewensmaat. Spandeer 'n bietjie tyd saam. Nou, as ek praat van tyd, dan bedoel ek nie Facebook tyd nie, of selfoontyd nie. Wat ek daarmee bedoel, mense sien dit so baie, dat huweliksmaats sit by mekaar en elkeen is op hul foon besig. Nee, ek praat van spandeer tyd om belang te stel in jou maat. Hoe gaan dit met jou? Wat is jou vrese? Wat is jou drome? Hoe was jou dag? Ek wil net belangstel in jou. Spandeer tyd, belê weer liefde en omgee en deernis in jou hartsmense. Maak tyd vir jou vriende. Nou, baie keer sal jy sê, maar daar is net nie meer tyd nie, maar om 'n boodskap te stuur van hoe gaan dit, vat 'n minuut. Jy moet net die fokus draai. Jy moet net graag wil belê. So, belê in jou veilige ruimtes. En dit is jou verhoudingsmense, jou naby verhoudingsmense. Wil jy nie so 'n bietjie saam met my fokus op goeie beleggings, goeie verhoudingsbeleggings? Die woord sê, dra mekaar se laste. Nou, Paulus praat van die gemeente. Nou, die kleinste vorm van gemeente wees is jou hartsverhoudings. Belê, dra mekaar
se laste. Groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.